Dis altyd vir my 'n voorreg om saam met u in die teenwoordigheid van die Here te kan wees op hierdie wonderlike Palmsondag. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Lukas hoofstuk 19 en ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit vanaf vers 28. Lukas 19 vanaf vers 28. En ek wil vanmôre met jou praat oor as die klippe dit uitroep. As die klippe dit uitroep. Ons praat nogal voor die diens en Marina kom na my toe, sy sê Wouter, ons het dan nou nie eers vanmôre een palmtakkie nie. Ons het dan elke jaar Palmsondag bietjie 'n paar palmtakke. Ek sê wel Marina, miskien moes dit nou so wees hierdie jaar. Dat ons die klem en die fokus so bietjie op iets anders kom plaas. En ek wil met jou praat oor as die klippe dit uitroep. Ons begin in vers 28 van Lukas 19. Die intog van Jesus in Jerusalem. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betania kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê. En dis natuurlik Sagaria 9 vers 9 waar die profete dit voorspel het, wat natuurlik hier in vervulling kom. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Dit was die gebruik in daardie dae, dat wanneer 'n koning in 'n optog gery het, het sy onderdane letterlik van hulle klere en van hulle mantels op die pad voor die koning neergegooi, as 'n teken daarvan dat hulle hom erken as die gesag en die koning oor hulle lewens. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ek wil weer hierdie laaste vers lees, maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Kom ons sit so en ons sluit die oë en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord wat die waarheid is. Dankie dat u woord nog steeds lewens verander. Dankie dat u woord ons nog steeds rig en vermaan en leer en opbou en stig en bemoedig. Dankie dat u vanmôre deur die Heilige Gees kom en hierdie woord in ons harte en ons gees kom oopbreek. Maak ons ontvanklik vir dit wat u wil sê vanmôre, Here. Ek is maar net u dienskneg, waardeur u vanmôre kom en kom praat met u kerk en die kinders. Laat u naam daardeur verheerlik sal word. In die wonderlike naam van Jesus, ons koning, en ons almal sê, amen. Nou wat vir my so wonderlik van hierdie gedeelte is rondom die skare, en ek wil weer dit vir u lees, is, hy sê die volgende, hy sê die hele skare, en ek wil hê jy moet dit saam met my sê saam met my, die hele skare. Sê weer saam met my, die hele skare, juigende volgelinge, het God geprys. Nou onmiddellik dink jy, want die woord sê, die hele skare het God geprys. Maar dis nie presies wat gebeur het nie. Gaan lees weer mooi. Die hele skare, juigende volgelinge van God.
Met ander woorde, hulle wat Jesus gevolg het. Hulle wat agter Jesus aan beweeg het, hulle wat sy wondes en tekens gesien het, hulle wat al begin besef het dat hy is die beloofde Messias. Daardie skare mense, almal van hulle, het God geloof en geprys. Maar daar was wel 'n paar wat dit nie gedoen het nie. Onder andere lees ons van die Fariseërs. Ons lees dat die Fariseërs eintlik geïrriteerd al was met dit. Ons lees eintlik dat die Fariseërs dit nie kon hanteer nie en dat hulle by Jesus gekom het en eintlik gesê het, maak stil jou mense. Hoe kan hulle jou aanbid? Hoe kan hulle jou prys? Wie's jy nou? Dat hulle voor jou moet neerbuig en sing Hosanna in die hoogste hemele. Maar Jesus antwoord en sê, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. En ek wil vanmôre vir jou sê, iets wat ek lees by hierdie skare, is dat hulle God aanbid het en hom geloof en prys het ten midde van hulle omstandighede. Op daardie oomblik was hulle nog steeds onder die onderdrukking van die Romeine. Baie van hulle was dalk arm. Baie van hulle het moeilike omstandighede gehad, maar dit het nie vir hulle saak gemaak nie. Hulle het geweet wie Jesus is, hulle het geweet wie hulle hom gevind het, en dit was genoeg rede vir hulle om hom te loof en hom te prys. En dit laat my die vraag ontstaan vanmôre, wat is die basis vanmôre? Wat is die fundament vanmôre van my en jou lofprysing? Is ons lofprysing net wanneer ek goed voel, wanneer dit met my goed gaan, wanneer dinge vir my regloop, dan loof en prys ek die Here? Loof en prys ek die Here dalk wanneer dit met my sleg gaan en ek skielik die Here nodig het? Wat is die fundament van my lofprysing? En net soos hierdie skare moet ons fundament wees, soos wat Job gesê het, though he slay me, yet I will trust in him. Is dit nie groot woorde nie? Al maak God myself dood, sal ek steeds op hom hoop, sal ek steeds in hom vertrou, sal ek hom nog steeds loof en prys. Ten spyte van my omstandighede, ten spyte van die wêreld en fondasie onder my wat geskit en geruk word, ten spyte van wat gebeur, het ek 'n fondasie in Jesus Christus. En daarom, omdat hy vir my gesterf het aan die kruis, sal ek hom loof en prys. Wat is die fundament van jou lofprysing? Jou emosies, hoe jy voel? Psalm 34 sê, ek sal die Here loof, ja, altyd prys, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Nie net as ek so voel nie, nie net as dit goed gaan nie, dit sal altyd in my mond wees. Hierdie skare het God geloof, hulle het hom geprys. En ek wil iets anders vir jou sê vanmôre. Die Engels sê, it was loud, it was rejoiceful, and it was loud. Die Grieks praat van megas. Jy al gehoor van 'n megafoon? Die woordjie megafoon, mega kom van die Grieks megas af, wat beteken loud, big, hard. Hulle het hier daar gestaan en gesê, Here, jy is so wonderlik. Oh, Here, jy is so awesome. Dit was hard. Hulle het gesê, Hosanna in die hoogste hemele. Loof die Here want hy is groot. Daar's niemand soos hy nie. Aan hom doen die lof, die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Hy is die Messias. Hy is die koning van alle konings. Dis mega. Dis loud. Nou vroeër jare pas so eben het ons gesê die apostolies is baie loud. En toe word ons maar so 'n bietjie sagter met die jare. En daar's plek vir sagtheid. Daar's plek vir gewydheid. Moenie my verkeerd verstaan nie. Daar's plek vir intimiteit en sagtheid met die Here. Maar daar's ook oomblikke wanneer ek en jy vrolik, opgewonde, juigend voor God moet wees, want hy is die groot ek is, die oorwinnaar van alle oorwinnaars, die groot koning van alle konings, Jesus Christus. Ek het rede vanmôre om bly te wees. Ek het rede om opgewonde te wees, want my verlosser lewe. En daarom kan ek nie oor dit stil bly nie. Ek mag nie oor dit stil bly nie. Weet jy wat is nog iets wat vir my uitstaan uit hierdie gedeelte?
Dis die eerste lofprysingsdiens in die Nuwe Testament buite die kerk, buite die tempel. Want jy sien, ons dink mos, ons moet die Here net loof en prys. Wanneer ons in die kerk, in die aanbiddingsplek by mekaar kom, is dit nie so nie. Wanneer laas het jy God se lof besing, daar by jou werk, tussen die mense saam met wie jy werk? Wanneer laas het jy God se lof besing, somme met die petroljoggie, of die een by die til en Pick n Pay, of wie jy ook al mee in aanraking kom? Wanneer laas het jy oor God gepraat, daar buite? Vrydag kry ek vir Michaela, en ek laai haar op en ek sê, man, kom ons gaan kyk hoe lyk die Vaalrivier daar in Parys. Ek like water, ek weet nie hoekom nie. Water kalmeer my, is vir my lekker, en ons kry nogal so 'n ou tafeltjie daar in 'n restaurant, teen die Vaalrivier. Man, ek sê vir Michaela, hier kan ek nou die hele dag sit. En ons sit en is so rustig. Daar's 'n swart vroutjie lê bo wat ons bedien. Die gees van die Here wys vir my, om vir haar te bid. En net daar in daai restaurant, buite, tussen al die mense, is ons kerk, is ons besig om God te loof, is ons besig om hom te prys, en ons bid vir haar, en ons spreek God se seën oor haar uit, en ons getuig oor sy goedheid, en ons is besig om kerk te wees buite die 4 mure van die gebou. Kerk is nie net vir hier vanmôre nie. Hulle het in daai strate geloop van Jerusalem, iets wat ongewoon was vir daardie tyd. En hulle het Jesus geloof, hulle het hom geprys, hulle het hom aanbid as die groot ek is en die Messias. Kerk, ons het weer nodig om God te loof en te prys daar buite. Ons het nodig dat ons lewens hardop, mega, weer 'n getuienis sal wees van Jesus binne in my. Ons het nodig dat ons mense na Jesus toe sal aantrek met sy gees wat in ons is. Daar gaan altyd fariseërs in jou lewe wees wat jou wil stil maak. Daar gaan altyd fariseërs in jou lewe wees wat jou wil kritiseer omdat jy God wil loof en prys. Amen. Baie keer is dit die mense naaste aan jou. Baie keer is dit familie of 'n kollega by die werk. Maar daar gaan altyd daai fariseer wees wat jou wil aftrek en sê jy skyn heilig, of jy's dit, of jy's dat. Jy loop en loof die Here, maar jy doen so en jy maak so. Ek sê altyd prys die Here as iemand sê daar's net skyn heiliges in die kerk, maar dan sê ek dan kom hulle ten minste kerk toe en hulle hoor die waarheid. Want weet jy wat, daai tye toe ek gegym het, ek doen dit obvious nie meer nie, maar daai tyd toe ek nog gegym het, raai wat, was daar vet mense in die gym? En nie net maar mense nie, Jaco. Daar was vet mense. Want die vet mense was daar om maar te word. Obvious nie vir my gewerk nie, maar okay. Dit het daai tyd. Maar hulle was daar om maar te word. Luister mooi vanmôre. Moenie dat mense jou vreugde steel nie. Moenie dat hulle allerlei goed vir jou sê nie. Kom jy net en dien God. En gaan jy net en loof en prys hom. Gaan jy en leef Jesus ten spyte van wat mense om jou sê. En sorg dat jou verhouding met God reg is. En dat jy met 'n oop gemoed voor hom kan staan. Nou Jesus sê, as ons dit nie gaan doen nie, gaan die klippe dit uitroep. Nou ek kon nie groot klippe hier kry nie, want dit sou nie lekker gewerk het nie. Maar ons het lekker delwers klippe hier. Bantoms, Gawie, is ek reg? Het ek hier vanmôre. Maar ek wil iets anders sê oor die klippe vanmôre. Baie keer is daar klippe in jou lewe wat maak dat jy God nie kan loof en prys nie. Daar's klippe wat jou vrymoedigheid steel om te kan uitroep en te sê Jesus is die Messias in my lewe. Jy weet vanmôre wat daai klippe in jou lewe is. Dis dalk klippe van bitterheid. Klippe van onvergewensgesindheid. Dis dalk klippe van seer. Dis dalk klippe van wantroue. Klippe van twyfeling vanmôre. Dis dalk klippe van minderwaardigheid. Jy weet wat die klip in jou lewe is, wat keer, dat jy God waarlik kan loof en prys soos wat jy moet. En as jy nie die Here gaan loof en prys nie, gaan hierdie klippe in jou lewe dit begin uitroep.
Maar hierdie klippe in jou lewe gaan God nie loof en prys nie. Hierdie klippe gaan iets anders uitroep. As jy nie gaan begin om God te loof en prys soos wat jy moet nie. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.